Ons visie. Die Here maak ons soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Ons missie. Om elke lidmaat toe te rus vir hul diens tot die opbouing van die liggaam van Christus. Ons strategie. Gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal. Ons waardes. Groei. In die beeld van Christus. Konneksie. Leef in konneksie met ander. Dien. In jou God gegewe gawes. Deel. Die boodskap van Jesus Christus. Ons tema vir hierdie jaar is kom huis toe. Dankie Abba Vader, Here, dat ons vanaand kan staan en sê, ons is so lief vir U. Here, ons is so lief vir U. Here, ons sê vir U dankie vir U goedheid en U guns. Here, vir U genade, Here, vanaand sê ons dat ons harte smag na U. Smag na U liefde, Here, dit smag na U teenwoordigheid in ons lewens, Abba Vader. Here, vanaand sê ons net vir U dankie vir elke klein dingetjie. Here, dankie dat ons vanaand hier kan wees. Here, dankie dat ons vanoggend kon opstaan. Here, dankie vir ons familie, vir ons huise. Here, ons is so lief vir U dat U in elke seisoen, in elke plek deurkom. Abba Vader, Here, U is genadig. Here, U is goed. U is groot, Here, U is die Alfa, die Omega, die een wat was en wat is en wat nog kom. Abba Vader, Here, U is die allerhoogste koning. En Here, dis net U genade wat ons deurbring. Dis net U genade wat ons bou vir wie ons is vandag. En ons sê vir U dankie vir U goedheid, Here, want al sien ons dit nie, is U besig om te werk. Al voel dit nie so nie, is U besig om te werk. U is besig. Here, U is besig om iets groots te doen in ons lewens. En ons sê vir U dankie vir die goedheid en die guns. Here, dankie vir hierdie diens. Dankie vir hierdie woord. Dankie dat U vanaand ons vooruitgaan. Dankie vir die goedheid en U guns. Amen. Amen. Woord en lewe, kan ons net 'n handeklap gee vir die band vanaand. Dit is vir my so voorreg om vanaand weer vir julle die woord te kan bring. Verlede week en die week voor dit het Pastor Siobhan en Tannie Renay begin met ons nuwe reeks op pad. Waar een van hulle gepraat het oor waar Jesus ons op pad ontmoet. En ook van die breë pad en die smal pad wat die Bybel van praat. En vanaand wil ek begin deur om vir julle 'n storie te vertel van toe ek op skool was in my matriekjaar. Ons het my ouers bly steeds daar in Morgenson gebly. Ek weet, wat's daai plek? Niemand weet van hom nie. Maar Morgenson is 'n piep klein dorpie in Mpumalanga. My ouers is steeds daar. En in my matriekjaar eindeksamen, dis die dag wat ek moes chemie skryf, het ons, daai oggend was net woes in ons huis gewees. Ek en my sussie beklei met mekaar. En dit is reenseisoen en is op die plaas. So ons plaas het 7 kilometer se grondpad. En in die reenseisoen wil jy nie daar wees nie. Maar die oggend, my sussie werk ook in die dorp waar my skool is. Dit is so 40 minute weg gewees. En ons klim die oggend in die kar, vreeslik kwaad vir mekaar. En soos het ons ry, sy ry 'n klein Hyundai i10,
Gly die kar totdat ons vassit. En hier sit ek in my skoolklere, trek my blazer uit, trek my skoene, my kouse uit en hier moet ek gaan stoot. Besef dat hoe meer ek vorentoe stoot, hoe dieper gaan die kar in die modder in. So ek begin om agteruit stoot en my sussie wat so kwaad is vir my, ref hom. Dat my wit skoolhemp nie meer wit is nie. Hy is sommer pikswart van die modder en ons klim in die kar en ons draai om, ons ry terug huis toe. Ek storm in die huis in, ek gaan kry ander skoolklere, klim terug en toe klim ons oor in die bakkie en ons vat 'n ander pad. So ons plaas het 2 paaie. Die een pad is vreeslik smal. Jy kan letterlik net op die 2 spoortjies ry want die kant is 'n sloot en die ander kant is ook 'n sloot. So jy kan letterlik net daar ry. Maar die ander pad is redelik breed. Daar kan 2 karre langs mekaar ry, maar daar's ook gras waar jy kan ry. So ons besluit ons gaan met die bakkie gaan ons daai pad vat. En ons sit weer vas. En ek probeer weer stoot, maar hierdie bakkie is way te swaar. Ek kry hom nie uitgestoot nie en hier bel ons my pa en hy stuur die trekker om ons te kom uitsleep. Stelselmatig kom ons éventueel daaraan. Maar ons moes al 8 uur by die lokaal gewees het. Ons ry eers 8 uur van die plaas af en dit vat 40 minute tot by my skool. Daai oggend het ek so gebid en ek sê net soos Here asseblief. Toe ons daar by die skool stop, dis ons vraestelle gelukkig laat en niemand is nog in die lokaal nie en ek kon darm skryf en dank die Here ek het ook daai vraestel deurgemaak. So terwyl ek aan hierdie storie gedink het en gaan dink het aan op pad, sien ek dat daai oggend het ek en my sussie 2 keuses gehad. Ons het die keuse gehad van die een pad of die ander pad. Die een wat regtig nie die maklikste was nie, maar wat die obvious keuse was, het ons eers mee vasgesit met 'n piepklein karretjie. En toe ons met die bakkie ry, kon ons net sowel daai pad weer gery het, ons sou deur kon gaan, maar omdat ons een keer gesukkel het ons besluit om die breë pad te vat. Het ons besluit om die, so te sê, makliker pad te vat, en dit was nog steeds nie soveel makliker nie. En so het ek en jy ook elke dag die keuse van die breë pad of die smal pad. Ek lees vir ons in Matteus 7 vers 14. Die pad wat na God se nuwe wêreld toe lei, is baie moeilik en ook bitter smal. Min mense loop daarop omdat dit groot opofferings vra. Aan die ander kant is die pad wat na die hel toe lei, maklik om op te loop en baie breed. Baie mense loop daarop. Span julle daarom in om op God se smal pad te bly stap. So alhoewel die breë pad dalk makliker lyk, hy het nog steeds sy challenges. Hy het nog steeds sy struikels, maar die verskil is, op die smal pad is Jesus elke stap met jou. Ja, hy is met jou in die breë pad ook, maar dit is jou denkwyse wat verander, want op die smal pad weet jy, hy's daar. En dit laat my dink aan 'n man in die Bybel wie se lewe regtig net altyd op die smal pad was. Hy het werklik deur elke seisoen, deur elke struikel, het hy op daai pad gebly. En hy ontmoet later 'n vrou wat regtig op die breë pad was. Sy het haar pad gestap en dit was moeilik geweest. En dit is in Johannes 4, die Samaritaanse vrou. En om vir julle 'n bietjie agterstorie te gee, was Jesus en sy disippels op pad van Judea tot by Galilea. En daarso het hulle het gestap, maar hulle het 2 keuses gehad. Of hulle kon van Judea direk loop deur Samaria na Galilea toe, of hulle kon die pad vat na Jerigo, oor die Jordaanvallei, deur na Galilea toe, wat meeste Jode gevat het, want op daai stadium was daar so 'n haat tussen die Jode en die Samaritane, as gevolg van die Jode het gedink die Samaritane is 'n onrein nasie. Hulle het gedink dit is 'n nasie wat regtig vuil was, as gevolg van 'n tyd waar Samaria is 'n afstammeling van Israel. En die Assiriërs het gekom en hulle het begin stukke skei. En die deel wat oorgebly het en begin meng het met 'n ander nasie was Samaria, ekskuus.
En Samaria was werklik net 'n nasie wat, as ek kan sê, geshan was deur almal anders. Maar Jesus loop saam met die disippels en hulle loop deur Samaria. En in Johannes 4 vers 5 tot 6 lees ons, hy kom toe in 'n dorp in Samaria wat Sigar genoem word. Dit was naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die put van Jakob was daar geleë. Jesus het toe, omdat hy regtig uitgeput was van die reis, sommer by die put gaan sit het. Dit was omtrent 12:00 die middag. So Jesus en sy disippels loop, en soos hulle in Samaria kom, sê vir sy disippels, okay, julle gaan en gaan koop vir ons kos, want hulle het nog niks geëet nie. En hy sit en wag vir hulle by die put. En hy is so moeg, want ek gaan doen 'n bietjie navorsing, hierdie hele reis was 160 kilometer. Dit is omtrent so 4 dae se loop. Hulle was in die middel van hulle reis, so hulle loop al vir 2 dae, net om tot by Sigar te kom. En daar gaan sit Jesus, en hy rus net so 'n bietjie. Maar sien, hulle sit in 'n plek waar hulle regtig eintlik glad nie welkom is nie. Want hulle is Jode. Die Samaritane hou glad nie van die Jode nie en andersom ook. Die Jode hou glad nie van die Samaritane nie. En dit is eintlik gevaarlik vir hulle gewees om Samaria deur te gaan. En soos het ek voorberei en ek het 'n paar gesprekke met 'n paar van die pastore, besef ek dat ek en jy het elkeen 'n Samaria wat ons probeer vermy soms. Daar was 'n foto gewees en ek gaan vra hulle om weer opsit, wat wys die pad wat hulle gevat het van Jerusalem deur Sigar na Nazareth. Maar die pad wat ek en jy gewoonlik vat, is deur Jerigo, oor die Jordaan, die ompad. Want ons wil so graag net Samaria vermy. Ek het bietjie gaan kyk na 'n akroniem vir Samaria, en hierdie akroniem staan vir selfbejammering. Ek en jy kry onsself so jammer as gevolg van die pyn waardeur ons gaan. As gevolg van hierdie seisoen waardeur ons gaan, en aanhoudende skuldgevoel. Ons is blind vir wat Jesus vir ons gedoen het. Ons is so vasgevang in die verlede, dat ons net vashou aan wat daar gebeur het. Ons dra elkeen 'n masker, en ons probeer so graag sterk staan. Niemand mag weet ek kry swaar nie. Niemand mag weet dat dit gaan swaar met my familie nie. Niemand mag weet ek het 'n maand laas met my beste vriend gepraat nie. Ek moet sterk staan. Die volgende ene is afstand van God. Want ons hou hom aan armlengte. Ons hou hom ver van ons af weg, want die Here soek 'n verhouding, nie 'n verskoning nie. Want ons wil na hom toe kom met al die verskonings, en soms wil ons eintlik net, soos pastoor Gerard gereeld sê, 'n pity party gooi vir onsself. Ons wil net 'n pity party en op daai oomblik net sê, dis okay. Nie nou nie. Die ander ene is 'n rebellie teen verandering. Ons is so gewoond om in hierdie plek te staan. Ek en een van my vriende loop in die week en ons gesels, en ek gaan op die oomblik deur 'n moeilike tyd saam met my familie, en ek besef soos ek met haar praat, dat soms veroorsaak ek en jy daai slegte tyd, want ons is so gewoond aan hierdie plek. Ons is bang vir verander. Ons is in 'n comfort zone wanneer ons deur gaals gaan. Dat ons eintlik onsself daar sit. Dat ons rebel teen verandering, teen die goedheid van God. Die volgende ene is, ons verloor ons identiteite, want ons sit ons identiteite in die wêreld en die foute in plaas van in God. En die laaste ene is afhanklik van menslike bronne. Here, ek gaan eerder vashou aan hierdie 10de, want wat as iets gebeur? Here, ek gaan eerder, Engels vat my oor, ek gaan eerder vertrou op my foon, in plaas van dat ek vertrou op U. Ek gaan eerder vertrou op die wêreld, in plaas van om te vertrou op U. Elkeen van ons het iets wat ons wil vermy. Iets wat ons eerder die ver pad wil omstap.
Maar daarso, soos dat Jesus en sy disippels deur Samaria gaan, by Sigar sit, kom daar 'n vrou in Johannes 7. En 'n Samaritaanse vrou kom toe daar aan om water te skep. Jesus vra haar, gee vir my asseblief water om te drink. Sy disippels was toe nog in die dorp om kos te gaan koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe op aarde vra jy wat 'n Jood is, vir my wat 'n Samaritaanse vrou is, water om te drink? Jode wou immers niks met Samaritane te doen hê nie. Daar kan ek myself net indink, Jesus se reaksie. Ek weet as dit ek was, sou ek gedink het, genade, ek vra net vir 'n bietjie water. Net vir 'n klein bietjie water. En dadelik is hierdie vrou so defensive, want hoe durf jy wat 'n Jood is vir my vra? Ek dink sy was eintlik net so gewoond dat mense haar kritiseer as gevolg van wie sy is. Haar kritiseer as gevolg van waar sy vandaan kom. Miskien kom jy van 'n klein dorpie af en jy kom na 'n groot stad toe en mense kritiseer jou want jy weet nie hoe ons loop nie. Miskien is jy jou hele lewe in een bedryf en die Here roep jou iewers anders heen, maar mense aanvaar jou nie want jy het nie die kennis nie. Of miskien is jy jonk en die Here lig jou op in 'n leierskapposisie, maar die ouer mense wat onder jou staan wil nie luister nie, want jy is net jonk. As gevolg van wie jy is, word jy gekritiseer. En dadelik is hy so defensive en sy vra vir hom, hoe durf jy vir my vra vir water? Ons gaan aan in Johannes 10. Jesus het daarop reageer, as jy maar net hierdie gawe van God vir jou geken het, en geweet het wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink. Sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Steeds in Jesus se moegheid gebruik die Here hom om vir iemand te vertel van die lewende water. Vir iemand te vertel van God en sy goedheid. Vir iemand te vertel van die Heilige Gees wat jou dors vir ewig kan les. Hoeveel keer kan ek en jy onsself vereenseldig met Jesus? Waar ons is so moeg en uitgeput van hierdie pad waarop ons is. Here, daar het soveel dinge gebeur, maar Here, gebruik my nog steeds. In sy moegheid is hy nog steeds obedient teenoor die Here se roep. Teenoor die Here wat vir hom sê, vertel hierdie vrou wie jy is, wie ek is. Vertel haar van die lewende water. Verder in Johannes 11 sê die vrou vir Jesus, meneer, jy het nie eers 'n skepding nie, en die put is diep. Van waar kry jy die lewende water? Jy is beslis nie belangriker as ons vader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het nie. En selfs saam met sy seuns en die diere daar uitgedrink het nie. Weereens is sy so vasgevang in, wie dink jy is jy? Is jy beter as die mense wat actually vir ons gehelp het? Dink jy nou jy's beter as die persoon wat vir ons hierdie put gebou het? Wanneer iemand op ons pad kom, dink jy regtig jy kan nou vir my iets sê wat ek nie reeds weet nie? Want jy is so moeg en jy het soveel hoop verloor vir wat is volgende. Dat net nog 'n stem, dis net nog 'n mens. Jy kan nie iets sê wat ek nie reeds weet nie. Dit gaan aan en Jesus antwoord, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors word. Wie egter van die water drink wat ek hom gee, sal nimmer as te nooit weer dors word nie. Die water wat ek vir hom sal gee, sal 'n fontein in hom word, waarvan die water vir altyd sal bly opborrel. Die vrou sê toe vir hom, meneer, gee vir my van hierdie water, sodat ek nie weer dors word nie, en hierheen hoef te kom nie, om water te skep nie. Weereens sien sy net 'n oplossing vir nou.
Die Here sê vir haar, jy sal nooit weer dors word nie. Maar sy dink aan, ek hoef nie weer water te gaan skep nie. Hoeveel keer wanneer ek en jy 'n woord kry van God, dink ons net, okay, dit gaan nou my lewe beter maak. Maar 2 weke sit ek weer in daai selfde plek. Want ons het soveel hoop verloor. Net soos party van ons onsself kan vergelyk met Jesus, wat moeg is en nog steeds die storie vertel, kan van ons ook onsself vereenselwig met hierdie vrou. Hierdie vrou wat 'n geskiedenis het. Hierdie vrou wat so moeg is. In daai tyd het die vrouens eintlik glad nie in 12 uur die middag gaan water skep nie. Die vrouens het gewoonlik in 'n groep gegaan om water te gaan skep, of vroeg die oggend of laat in die middag. So dit sê vir my, sy was ook deur haar eie mense gekritiseer. Want hoekom wil sy in die middel van die dag, die hitte van die dag, alleen in 'n gevaarsone gaan water skep? Want sy is ook moeg vir die kritiek rondom haar eie mense. Want sien verder in Johannes 16, sê Jesus vir haar, gaan roep jou man en kom dan terug hiernatoe. Die vrou het dadelik reageer, ek het nie 'n man nie. Jesus beaam dit toe, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Want jy het reeds 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is eintlik nie jou man nie. Dit wat jy gesê het, is die waarheid. Op daai oomblik, met haar geskiedenis, met alles waardeur sy gegaan het, kan die Here vir haar sê, ek weet, jy is nie perfek nie. En miskien lei dit toe tot die mense wat haar gekritiseer het. Hoekom sy dalk haarself gekritiseer het, want ons kan nog 'n storie inbring. Miskien in haar eerste reaksie het sy net gedink, ek is so 'n slegte mens, hoekom sal iemand soos dit vir my vra vir water? Want ons hou so vas aan hierdie Samaria. Ons hou so vas aan ons verlede. Ons is besig om onsself so sleg te sê vir waardeur ons gekom het. Dat hierdie pad waarop ons is, die breë pad, so sleg is, want ons kan nie onsself vergewe nie. Ons kan nie onsself aanvaar vir waar ons is op die oomblik nie. Maar sien, Jesus ken jou reeds. Hy het reeds geweet waardeur sy gaan. Ek dink ook, die rede hoekom hy gesê het, kom ons gaan deur Samaria, is want hy het reeds geweet, hy gaan haar ontmoet. Die Here weet reeds, op wie se pad jy gaan opeindig. Die Here het reeds die persoon gestuur, wat jou moet help uit daai plek uit. Miskien is dit hy self met daai stem, en jy moet net luister. Jy moet net sê, Here, hierso is ek, praat asseblief. Maar sien, hierdie vrou was so op 'n plek waar sy so kwaad was vir haarself. So neem ek aan, want hoeveel keer is ek en jy nie so kwaad vir onsself, dat ons niemand anders se woorde aanvaar nie. Dat ons dink ons is so ver verlore. Ons is so ver weg van die teenwoordigheid van God af. Ons is net hierso, ek lewe net. Ek is in die middel van hierdie pad, vol gate, dis in 'n duisternis. Here, dit is so donker, maar die Here weet wie jy is. Die Here weet waar jy is. Een van my gunsteling teksverse, Psalm 139, vers 1 tot 12, sê, Here, U kyk of ek eerlik is en vertrou kan word. U weet wat gaan hier binne in my aan. Ek kan niks wat ek doen vir U wegsteek nie. Nog voordat ek iets doen, weet U wat dit gaan wees. Of ek by die huis bly en of ek rondloop. Daar is niks wat ek vir U kan wegsteek nie. U weet alles wat ek doen. Al het ek nog nie eens begin praat nie, U weet wat ek gaan sê. U ken my deur en deur, U beskerm my hele lewe. Ek kan dit glad nie verstaan nie, al probeer ek. Dit is te oorweldig, U is oral. Daar is nie 'n plek waar ek heen kan gaan, waar U nie is nie. As ek hemel toe gaan, is U daar.
as ek doodgaan, is U by my. Al kan ek so vinnig soos lig beweeg, of al gaan ek na die verste plek toe, U is daar. Die afstand tussen oos en wes is nie vir U te ver om gou na my toe te kom nie. Oral hou U my vas en U lei my op U pad. Al vou die donkerte my heeltemal toe, is U naby my. Lig en donkerte is vir U dieselfde. Niemand kan vir U iets in die donker wegsteek nie. Al dink jy jy's in 'n donker gat, lig en donker is dieselfde vir die Here. Jy kan weggaan na die verste toe. Ek hou van die Engelse weergawe wat sê, I can go to the far western horizon, you are there. I can go into a hall, you are there. Die Here is reeds met jou. Hy weet reeds waardeur jy gaan. Al wat hy vra is, Here, gee vir my van die lewende water. Vra hom net, Here, stuur U Heilige Gees, Here, versterk my, bou my op. Want Here, hierdie pad is lank en hy's moeilik. Die storie gaan verder in vers 39. Uit daardie dorp het baie van die Samaritane in Jesus begin glo. Op grond van die woorde van die vrou wat met oortuiging kom vertel het. Sy het al getuienis gaan deel vir die res van daai dorp. Vir die res van Sigaret, sy gaan sê, die Messiah is hier. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by Jesus aankom, het hulle hom gevra om by hulle tuis te gaan. En hy het 2 dae lank daaroor gebly. Baie meer van hulle eie mense het op grond van sy woord begin glo. Hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie net meer op grond van wat jy gesê het nie. Ons het nou self gehoor wat hy sê. En ons weet dat hy regtig die verlosser van die wêreld is. As gevolg van een vrou. Snaaks genoeg, ek praat in die week met pastoor Johan. Sy was die eerste evangelis waarvan ons lees. Van 'n nasie wat onrein was. Van 'n nasie wat eintlik uitgeskop is deur die res van Israel. Is die eerste evangelis. Jy kan dalk so diep in jou gat wees. So ver in hierdie breë pad wees. Maar jy's nie te ver om gebruik te word deur Jesus nie. Want hy is hier en hy's reg om jou te gebruik. Sit weg jou verlede, gee dit vir hom. Loop deur jou Samaria. Want dit is 'n les wat jy moet leer om hierdie pad beter aan te pak. Want die Here is reeds met jou. Soveel van ons is so moeg geloop. Want hierdie pad, waantoe ek op pad is, Here, dit is te moeilik. Here, dit is te veel. Maar die Here versterk jou. En hy bou jou op. Hy gee vir jou lewende water en sê vir jou, jy sal nooit weer dors word nie. Maar gaan jy die water vat, is die vraag. Ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik jou oë toemaak. En ek dink, miskien is jy daai vrou. Miskien is jy op hierdie breë pad en jy weet nie meer wat se kant toe nie. Maar vanaand sê ek vir jou, jy het die keuse. Jy het 'n kruising in jou pad. Jy kan links gaan, verder op hierdie breë pad gaan, of jy kan regs gaan na die smal pad toe. Jy kan deur Samaria gaan en sê, Here, ek vertrou op U, want U gee vir my die lewende water. En miskien sit jy hier vanaand en jy sê, ek het heeltemal hoop verloor. Ek is soos daai vrou wat myself judge as gevolg van waardeur ek is. As gevolg van die keuses wat ek gemaak het. En Here, ek het U net weer nodig. Met elke oog gesluit wil ek net hê jy met jou hand opsteek. En sê, Here, vanaand gee ek weer my lewe terug aan U. Dankie, ons sien daai hande. Dankie, Here, dat ons vanaand weer net kan sê, Here, hier is ek. Ek wil hê julle moet net binne net 'n gebed doen en sê, Here, kom en herstel. Here, hierdie pad
is nou lank, Here, hierdie pad, ek wil nie meer nie. Here, kom en help my, kom en lei my, want Here, U sien my. Here, U sien my in my donker. Dankie Abba Vader, Here, dat ons vanaand kan bid oor hierdie gehoor, en ons kan vir U dankie sê vir die goedheid en die guns. Here, dankie dat hierdie pad nie te donker is nie. Here, dankie dat hierdie Samaria nie te erg is nie. Maar Here, dat U reeds my binneste ken. Lord, You already know my inmost being. Here, U weet wat ek probeer wegsteek. U weet hoekom ek probeer sterk lyk. Maar Here, ek bid vanaand dat ons dit by U voete kom neerlê en sê, Here, help my op pad na U plan toe. Want Here, die planne wat U vir my het, is planne van voorspoed en nie teenspoed nie. En Here, vanaand besluit ek om al hierdie bagasie wat ek saam met my op hierdie breë pad dra agter te los. En saam met U op hierdie pad te gaan na die smal pad toe, Here. Want U is goed en U is groot. En ons sê vir U dankie vir die goedheid en die guns. Amen. Ek gaan dan vir Monique gee om net vir ons die diens te kom afsluit. Kan ons uit ons oë toe maak en ons koppe buig en ons geliefde net vashou. As iemand alleen is, sit net die hand op die skouer asseblief. Onze Papa Vader in die hemel, vanaand kom staan ons vanaand voor U. Papa Vader, laat hierdie woord in ons harte ingesaai sal word. Here Jesus, laat ons buite kan gaan en 'n verskil gaan maak. Papa Vader, ek vra U ook om ons te seën in die week wat voor lê. Papa Vader, laat elke siekte wat nou in 'n persoon is, genees sal word. Here Jesus, ons kom lê ons probleme by U voete neer. Papa Vader, hou U se hand van beskerming vanaand oor ons. In Jesus naam. Amen. Ons visie. Die Here maak ons soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Ons missie. Om elke lidmaat toe te rus vir hul diens tot die opbouing van die liggaam van Christus. Ons strategie. Gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal. Ons waardes. Groei. In die beeld van Christus. Koneksie. Leef in koneksie met ander. Dien. In jou God gegewe gawes. Deel. Die boodskap van Jesus Christus. Ons tema vir hierdie jaar is kom huis toe.